Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek ook gee daar waar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ek soos liefde kan vergeef, maak my bereid om aan myself te staan, dat ander jou meer in my kan sien. Goeiemôre aan almal van julle. Ek sit hier in my huis en dis met 'n rede en julle sal vanoggend hoor hoekom. Ek wil graag julle almal uitnooi as 'n gemeenskap van God, as 'n liggaam van Christus. Ons is een wonderlike familie van die Here en mag ons die teenwoordigheid van die Here ook hier vandag in ons huise beleef. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, dankie vir U liefde, vir U genade. Dankie vir U grootheid, vir U goedheid. Dankie vir mekaar. Amen. Julle, ons skrifgedeelte vanoggend gaan kom uit Efesiërs 2 vanaf vers 11. Interessant, ongelooflike teksgedeelte hierdie, dit gaan oor die eenheid in Christus. Vers 11, ons lees uit die 2020 vertaling, daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Vroeger was julle heidene. Julle word onbesnedenis genoem, deur diegene wat besnede genoem word. Al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbelofte, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle, wat destyds ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam het hy dit afgebreek. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het.
en hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur die een Gees. Is dit nie verskriklik wat hierdie afgelope week gebeur het nie? As ons aan al die onluste dink, as ons aan al die plunder dink, as ons aan al hierdie slegte goed dink wat hierdie afgelope week gebeur het, dan wat gebeur hier binne in jou? Dit borrel en dit bruis en jy is half opstandig. Ek het myself uitgevang, kom ons skiet net die hel uit almal uit en kom ons pluk alles net reg. Maar is dit wat God van my en jou verwag? Julle, as ons na die woord van die Here kyk, dan praat hierdie oor vers 11 begin met die woordjie daarom. En eintlik is vers 11 wys terug na die verlede en Paulus wil al vir my en jou kom sê, ons vergeet so maklik sekere goed in die lewe. En waaroor gaan die voorafgaande gedeelte? Ek wil sommer met julle praat oor die feit dat ons so maklik vergeet. In 'n tyd soos hierdie vergeet ons so maklik dat ons kind van die Here is. In 'n tyd soos hierdie wil ons reg en geregtigheid in eie hande neem en wraak neem en alles sommer kom regplik woordswaarts. Maar dis nie wat die woord en die Here vir my en jou wil kom sê nie. Die Here wil ons kom terugvat na ons verlede toe. En ek wil jou terugvat in die oomblik toe jy kind van God geword het. Kom ons dink bietjie, hoe was ek voor ek 'n kind van die Here was? Hoe het my lewe toegelyk? Kom ons sê vir mekaar, ek was ver van God af. Daar was sonde wat skeiding gebring het tussen my en die Here. Ek was nie deel van 'n vriendekring, deel van ondersteuning wat my deur dik en dun gedra het nie. Ek het op my eie mis, op my eie ding probeer doen. Ek was sonder vrede, sonder hoop, sonder geloof. Paulus kom in hierdie gedeelte en dan sê hy, moenie vergeet waar jy was nie. Die vraag is, waar is ons nou? En as ons kyk na waar ons nou is, as kinders van die Here, hoe hanteer kinders van die Here hierdie krisistyd? Hoe hanteer kinders van die Here dit wat in hierdie wêreld aangaan? Paulus kom in hierdie gedeelte en dan kom sê hy, ons moet besef, nou is ons kinders van God. Ons is deel van 'n gemeenskap van God. Ons is mense wat aan mekaar behoort. En Paulus kom gebruik 3 beelde hier om dit te illustreer as kind van die Here. Die eerste beeld kom sê hy, as jy kind van God raak, dan het jy nuwe burgerskap. Ek en jy moet besef dat ons nou ingesluit word by 'n Christendom, by 'n familie. En burgerskap is 'n plek waar almal gelyk is. Maar waar God as hy na ons kyk, is ons almal gelyk. En daarom het ek en jy geen rede, as ons na hierdie gedeelte kyk, ons het geen rede om aansien of trots te hê dat ek dalk beter is as ander. Maar die Here gaan verder en dan sê hy, ons is nie net burgers nie. Ons is nie net ingesluit in God se familie nie. Ons is nie net sy verbondsvolk nie. Ons is nie net een nie. Ons is deel van 'n huisgesin van God. Hoe lyk 'n huisgesin van God? Hoe lyk God se kinders? 'n Huisgesin bestaan uit broers en susters uit 'n ma en pa uit. En nou wil ek 'n bietjie daaroor praat en ek wil half teruggetuig oor wat hierdie week gebeur het. Die afgelope tyd werk ons as leraars geweldig baie met dood. En donderdagoggend toe word ons vinnig uitgeroep deur 'n klomp jong tieners na 'n ma wat skielik oorlede is. Mandy Logner het skielik 6:00 donderdagoggend het sy 'n asma-aanval gekry. En dit het haar dood veroorsaak. Kinders het probeer om haar lewe te red en hulle kon dit nie doen nie. Dis tragies hierdie goed. Maar hoekom deel ek met julle dit? Wat het in haar huis gebeur? Weet julle wat vir my die kosbaarste
'n pa is nie daar nie, 'n pa is op pad terug van Zambia af. 'n Pa sou hulle die middag donderdag kom bederf het en sê, hier is ek. Ma het so uitgesien daarna. Maar ma het die vorige week heeltyd met hulle gepraat oor die dood en sê, as ek dood gaan, ma is reg, maar dit en dit en dit moet gebeur. 'n Huisgesin van God is broers en susters. Dis waar ma en pa is, waar kinders is, en waar daar so close band is, dat ons mekaar nie kan los nie. Maar weet julle hoe lyk kinders van die Here? En dit kan ek nou maar vir julle sê. Kinders van die Here is mense wat daar is vir mekaar. Mense wat iemand as my eie boetie en sussie sien, al is ons nie bloed nie. Mense wat 'n tweede, derde myl stap. As ek net kyk wat in die Logner gesinnetjie hierdie week gebeur het, dat jong kinders hou almal getuig van, ja, die Here se timing is so perfek. Pa is op pad, ons almal is hier, Boeta is terug, ou Philip is van Potchefstroom af terug hier teenwoordig. Die Here het alles so bestem, dat ons almal nou hier by mekaar kan wees. Maar Mandy getuig so mooi, en nou Liam en nou Philip, het hierdie ongelooflike getuienis van die ondersteuning en die liefde, wat ons hierdie afgelope week beleef het. Dis onbeskryflik. Ma het nog gesê, ek wonder wie sal na my begrafnis toe kom. Mandy, ons weet jy is daarbo. Maar ons kan vir jou sê, mense stroom in met boodskappe, en die wêreld het jou waardeer as mens vir wie jy is. Vriende, 'n huisgesin is iemand wat aan mekaar behoort, maar ook aan God behoort. En daarom, as ons verder kyk in hierdie gedeelte, dan praat hy van, ons is nie net burgers nie. Ons behoort nie net tot God se volk nie. Ons is meer as dit. Ons is boeties en sissies, ma's en pa's, wat uitkyk vir mekaar, wat daar is vir mekaar, as ma en pa dalk nie daar is nie. Maar ons is ook in die derde plek, is ons 'n geestelike huis. En daarom sit ek vandag hier, want as daar oor 'n gebou gepraat word, in hierdie gedeelte, oor 'n heilige tempel, dan wil die Here vir my en jou kom sê, 'n gebou is nie daai kerkgebou van my en jou nie. Die gebou wat 'n heilige tempel is ek en jy. En wat se tuiste skep ons vir hierdie wêreld in hierdie oomblik? Wat se ruimte skep ons vir die wêreld in hierdie oomblik? Is ons positief? Gee ons vir ons kinders hoop in hierdie tyd? Wat hoor hulle praat ons in hierdie tyd? Gee ons vir ons kinders geloof in hierdie tyd? Leer ons vir ons kinders dat ons nou meer moet bid as ooit van tevore. Julle, dit is so nodig dat ons binne in hierdie tyd ons mure sal afbreek, dat ons lewens nie vol vrees sal wees nie. As ons mooi na hierdie gedeelte kyk, dan kom Jesus en dan sê hy, ek het eintlik gekom om alle mure af te breek. In die eerste plek het ek die muur van sonde kom wegvat. Maar meer is dit, ek het nie net die muur van sonde kom wegvat nie. Ek het alle mure tussen almal kom wegvat. Ek wil hê julle moet een nuwe mensdom wees. Wat gee ons hoop in hierdie tyd? Wanneer ons as Christene saam staan. Wanneer ons as Christene opstaan vir dit wat reg is. Wanneer ons as gelowiges, as kinders van die Here, God se liefde elke oomblik uitleef. Ek wil jou uitnooi, wil jy nie by jouself begin nie? Wat se verskil kan ek en jy as kind van die Here in hierdie wêreld maak? Wat se verskil kan ons in ons huis maak? Ek wil vir jou sê, dit kos een persoon om te begin om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. En ek wil graag julle uitnooi as ons na hierdie volgende videoetjie kyk. Een persoon in Malmesbury het begin om 'n lied te sing. En later het almal aangesluit. En so het hierdie een persoon God aanbid binne in 'n mall. Is dit nie wat nodig is in hierdie tyd nie? Kos net een persoon wat opstaan en sê kom ons gee hoop. Kos net een persoon wat opstaan en sê ons moet een wees.
Is dit nie wat Jesus gedoen het? Die Here wil jou uitnooi, kyk gerus na hierdie video, en mag ek en jy daardeur diep geraak word. En mag die Here ons vanoggend inspireer om mure af te breek, en om sy liefde, sy hoop, sy geloof, sy genade tasbaar te wys vir hierdie wêreld. Kom ons luister na hierdie lied. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, ons loof en prys U te min. Ons erken te min dat U in beheer is van Suid-Afrika. Ag Here, ons wil bid dat U vir ons sal help, dat ons U sal aanbid oral daar in die wêreld, maar dat ons sal begin om U te aanbid in ons huise. Dankie dat ons aan U verbind is. Dankie dat U ons nooit los nie. Dankie dat U saam met ons die pad stap. Dankie dat ons U huisgesin kan wees. Dankie vir huise, Here, wat U liefde uitstraal. Dankie vir kinders van die Here, Here, wat in hierdie tyd opstaan vir dit wat reg is. Maar help ons, Here, om 'n geestelike huis te wees. Ag Here, help ons dat die vlees nie sal leef nie, maar U Gees deur ons sal leef. Dankie, Here, dat ons nie in beheer is van Suid-Afrika nie, maar U. En dankie dat ons gereeld daarvoor kan bid. Help dat ons as Christene een vir een sal opstaan en U naam sal groot maak. Dat ons hoop sal gee. Dat ons vir ons kinders sal wys hoe hanteer ons krisisse, deur saam te bid. Deur saam 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Dankie dat U ons sondes vergewe, dat U alles wegneem wat skeiding maak tussen U en ons. Dankie dat ons een groot nuwe mensdom kan wees wat hierdie wêreld dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil jou uitnooi om gerus by die kerk waar jy is, jou dankoffer te gaan betaal, by jou kerkkantoor of die EFT te doen. Julle, ons is besig om God se koninkryk te bou in hierdie wêreld. Maar dankie vir die offer wat jy bereid is om ook te gee. Kom ons luister na hierdie laaste lied en mag dit 'n seën gebed wees. Amper 'n uitpas sy, Here, kom seën Suid-Afrika.